Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Jy kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die ryk van die vee. Vandag se onderwerp, Fairy, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Fairy is die tuiste van die vee. Dit is bekend onder verskeie name. Gewildes is Vigeland, Elfland, Avalon, Veekoninkryk, Tiranoch, Veilen, Eiland van die Saliges, Magmel en aan. In die meeste volkskunde word Fairy deur 'n koningin geregeer. Sy sal almal wat aan haar ongehoorsaam is verban. Die meeste volkskunde het dit ook dat Fairy ondergronds is. Daar word gewoonlik na hierdie ondergrondse wonings verwys as veeheuwels, aangesien hulle verbind is met die voorvaders en hul steenhoopgrafte. En die vee word soms gesien as die voorvaders van die Ire. Indien nie in holheuwels nie, word Fairy gesien as eilande oor die see, of selfs onderwaterpaleise. In sommige gevalle is dit die vreemde weide in die woud. Fairy, net soos sy inwoners, verskyn in verskillende vorms. In die Noorse Alfheim, Elfland, word geassosieer met die land van die dooies en is ook die tuiste van elwe. Alle volkskunde oor die vee het sekere verwagtinge van Fairy. Mense word selde genooi, maar word soms mislei of ontvoer om Fairy toe te gaan. En min maak oor die reis terug huis toe. Tyd is altyd anders as in die sterflike ryk. En mense word slegs vrygelaat wanneer hulle 'n waardevolle diens aan die vee lewer. Alhoewel met die tydkwessie is dit moontlik dat jare kan verloop en dat hulle geen werklike tuiste het om na terug te keer nie. Fairy word altyd beskryf as ongeëwenaard in skoonheid en altyd gevul met musiek en dans. En al is hulle kos die lekkerste wat 'n sterveling ooit kan proe, as 'n mens veekos eet, sal jy nooit mensekos kan inkry nie, en sal jy dus of 'n slaaf vir die vee wees, of van honger te sterf. Rossetti se Goblin Market is verreweg my gunsteling weergawe van Fairy en die vee. Dit is heeltemal te lank om in hierdie kort episode te lees, maar jy kan dit op my blog gaan lees. Die skakel is in die vertoningsnotas. Nadat jy Rossetti se Goblin Market gelees het, kan jy jouself afvra, hoekom mors mense weg? Smag na dinge wat hulle nog net in hul drome gesien het. Wel, ek sal daardie een antwoord. Het jy die beskrywing van Fairy in die 12 dansende prinsesse deur die Grimm broers gelees? Hulle bevind hulle in 'n magnifieke bomelaan, waar al die blare van silwer gemaak is, blink en skitterend. Toe kom hulle by 'n laan van bome, waar al die blare van goud was, en toe by 'n derde, waar hulle van suiwer diamant was. Aan die ander kant van die water het daar 'n pragtige, helder verligte kasteel gestaan, wat weer galm met die vroolike musiek van tromme en trompette. Presies. Viegies bied graag geskenke aan. Jy ken die verhaal van Repelsteeltjie deur die Grimm broers. Toe die meisie alleen was, en die mannetjie vir 'n derde keer gekom en gesê, "Wat sal jy my gee as ek weer hierdie strooi spin?" "Ek het niks meer om te gee nie," antwoord die meisie. "Beloof my dan jou eerste kind as jy koningin word." So jy weet dat daar altyd 'n prys is om te betaal, selfs een wat jy nooit gedink het jy sou nie. Fairy is 'n plek van beloftes en van misleiding, van hoop en van wanhoop, en ten spyte van sy doorkrag,
baie soos die sterflike ryk. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, Feri. Voor die skering, 'n millennium of wat gelede, was Feri 1, heel. Nou is daar die helderryk, Avalon, grenslande binne die mensewêreld, alhoewel mense slim genoeg is om weg te bly van wat aan die vee behoort, waar alleenlope vee teen 'n prys woon. 'n Seins word elke 7 jaar aan of die veekoningin of aan die donker koning betaal. Die donkerryk met die donker koning se kasteel in die middel van dit alles. Die wilde woud wat alles verbind en waar toorkrag onvoorspelbaar is, en die see van onenigheid wat alle ryke verdeel. Alhoewel viertjie-sirkels en viertjie-kringe redelik in staat is om die gebruiker te neem waarheen hulle binne die ryke wil gaan, gebruik sommige steeds die ou gedeeltes tussen ryke, alhoewel slegs die dwaase of desperate dit doen. Die ou gange is voor die skering geskep en is nie meer onbewoon of betroubaar nie. Balans bestaan nie meer in Feri nie. Na die skering temper die lig nie meer die duisternis en die donker vee nie, en die helder vee waardeer nie meer die lig nie, want daar is geen duisternis in hul wêreld nie. Het besef nie wanneer hulle wreed of gevoelloos is nie. Sommige vee het na towerkragtige dele van die mensryk ontsnap, plekke wat deur Feri tydens die skering geraak is, en daar tuistes gemaak. Gewoonlik is hierdie woning vermom as 'n klein heuwel of iets oninteressant en bes vermy word, soos 'n grafheuwel. Alhoewel verstrooi, word alle vee steeds deur die veekoningin en donker koning regeer. Of dit nou is deur die hof se werk buite die magstelsel te doen, helderryk, donkerryk, of deur 'n seins te betaal vir hofvoorregte, soos om op hofgrond te woon, onder beskerming van daardie hof. Die vee wat kies om niks met die howe te doen het nie, het 'n harde lewe. Hulle woon of in die ongetemde wildernis, die wilde woud of die see van onenigheid, en word mal, of op hofland as prooi, of in die mensryk afgesny van hul toorkrag. Selfs die 2 veevorste, die assassin, die koning van die dooies en viertjie-honde kan die mis beveel. Almal anders moet betowering uit die mis trek en bergvrol eie gebruik, en hulle kan dit net doen op plekke waar toorkuns sterk is. Tyd loop anders in Feri as in mensryk. Ure kan weke in die mensewêreld wees. Mense moet nie kos van Feri eet nie. Sodra hulle dit doen, behoort hulle aan die vee. Slegs die een wat die kos aangebied het, kan die towery verbreek. En gewoonlik doen hulle dit nie. Vee is lief vir sterflike speelgoed. Viertjie-kos hou ook 'n betowering in wat kos sy mensryk vir mense onsmaaklik raak, wat 'n verslawing aan viertjie-kos veroorsaak. Jy is gewaarsku. Moenie lekkers, vrugte, koeke, drankies of enigiets anders te neem wat 'n vreemdeling jou aanbied nie. Om ooreenkomste met die inwoners van Feri te maak, lei altyd tot moeilikheid. Repelsteeltjie is nie die enigste vee wat skuld invorder nie. Hy is net die mees berugte. Feri verander om die wil van die veekoningin te pas. Haar krag is die sterkste in Avalon. Die donker koning verkies om met persepsie en lig donker, beligting of gebrek daaraan, om hom te speel. Om die land van die vee, Feri, binne te gaan, is om alle magprys te gee van waar jy is, en wat jy sien, hoor, voel, ruik en proe. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van Feri na Engels, Fairy. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies in Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronaldthemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!